Goeiemôre Suid-Afrika. Goeiemôre my boetie en sussie. Laat ons 'n oomblik rustig raak. Asemhaal en reflekteer oor die situasie in Suid-Afrika waarby ek en jy onwillekeurig ingetrek en betrokke is. Ek dink ek hoef te spekuleer oor die feit dat ons in 'n tyd leef waar die wêreld aan die brand is nie. Waar die wêreld skreeu en die wêreld raas nie. Waar gerugte vinnig loop nie, waar die vloei van inligting ongelooflik vinnig hardloop. Ek wil amper sê voordat iets gebeur, weet ons al daarvan. En waar uit die aard van die negativiteit van die boodskappe, die negativiteit van die inligting, het ek en jy 'n verantwoordelikheid om te kies en te keer dat vrees in ons binneste wortel skiet. Maar vandag kom ons nie as die boerelegioen na jou toe om vrees te saai, om vrees te verkondig en om te sê dat jy vreesagtig moet wees. Ek kom eerder na jou toe vanmôre met 'n pleit dat daar onderskeiding moet wees. Dat ons van alle bronne en alle vorme van negativiteit, bitterheid, onvergewensgesindheid en haat ontslae moet raak. Want dit is al wanneer ons wysheid sal hoor, wysheid sal erken en self in wysheid sal optree. 2 Timoteus 1:7 sê nie verniet dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Nou ons hoor al hierdie goeie Sondae in die kerk en ons hoor dit wanneer dominees en pastore praat. Maar besef ek en jy nie dat ons die kerk is en dit 24 uur in ons eie lewens moet toepas. Ek kom verklaar vandag as die leier van die boerelegioen en voor God. Ons is nie 'n volk wat langer gaan wegkyk nie. Ons is ook nie 'n volk wat op alles oorreageer nie. Ons is ook nie 'n volk wat aan die slaap is nie. Ons is wakker. En wanneer ons kies ons reg. En ons sê, dit wat lewe, beskerm ons. Ons kom erken eerlik vanmôre, dat boosheid bestaan, en ek kom erken dit as 'n lid van die kerk van ons Messias, die Here Jesus Christus in Suid-Afrika. Geweld is 'n werklikheid. Onskuldiges ly. Ek hoor baie keer in predikings en aanbiedings van kerkleiers dat hulle praat al rondom hierdie onderwerpe. Hulle is so ingestel op die goeie nuus en op die positiewe denke dat in baie opsigte het die kerk voeling met die realiteit verloor. Maar verder glo ons ook dat om stil te bly, die feite te ignoreer, die realiteite te ontken deur stilswye, is nie geloof nie. Naïwiteit bring geen vrede en wanorde is nie deel van God se plan nie. Ons kies nie wraak nie,
Ons kies nie haat nie. Ons kies orde, geregtigheid en lewe. Spreuke 24 vers 11 sê, red die wat na die dood weggevoer word. En ek glo vandag met my hele hart, dat die kerk van die Here Jesus Christus in Suid-Afrika, in haar diverse, verskillende, denominale groeperinge, het 'n gemeene verantwoordelikheid om die te red wat na die dood weggevoer word. En wanneer beleid, regeringsbeleid ons na die dood wegvoer, het die kerk die verantwoordelikheid om op te staan. Die Here roep sy kerk nie om paniek te saai nie. Die Here roep ook nie sy kerk om paniekerig te raak nie. Die Here roep ook nie sy kerk om oningelig te wees nie, maar om toegerus te word. Nie net geestelik nie. En dit is waar ons baie keer die fout maak, my liewe broer en suster, my liewe mede-leier, my liewe pastoor, dominee, priester. Maar hy roep ons as volledige mense, soos wat Jesus se roeping as 'n volledige mens, driedimensioneel, op hierdie aarde gewandel het. In die eerste plek geestelik. Dis waar ons geroep word om te waak en te bid. Dis waar ons geroep word om onderskeid te tref tussen die waarheid en dit wat mislei. Ons hou ons oë oop, maar ons harte nederig. Waak en bid, Matteus 26:41. Waaksaamheid is nie agterdog nie. Waaksaamheid beteken ook nie om in die geheim te gaan vergaderings hou en in die geheim te probeer mobiliseer. Dit beteken ook nie dat daar geheime organisasies moet ontstaan, waar 'n geselekteerde groepie namens 'n totale volk besluite moet neem. Tweedens, het ons 'n emosionele dimensie, waar ons 'n uitsluitlike verantwoordelikheid het om reg te kies. En die eerste hiervan is selfbeheersing. Want selfbeheersing wat ons toepas in ons eie lewens, en waar ons eie emosies onder druk plaas, deur 'n gees van selfbeheersing te openbaar, is krag. Kalmte red in chaos lewens. Onbeheerste vrees bring verkeerde besluite. 'n stad sonder mure is 'n mens sonder selfbeheersing. Gaan lees dit maar in Spreuke 25:28. Ons kies om rustig te bly. Ons kies om te luister, fyn te luister en verantwoordelik op te tree en verantwoordelik te reageer. Wat is die praktiese implikasie hiervan? Ons moet voorbereid wees. En voorbereiding is nie 'n gebrek aan geloof nie. Dis nie 'n simptoom van vrees of van angstigheid of van paniek nie. Voorbereiding is soos die perd wat gereed gemaak word vir die dag van die stryd, maar die oorwinning behoort aan die Here. Spreuke 21:31. Ons glo aan dissipline, ons glo aan leerbaarheid en aan respek vir lewe, alle lewens en wet. Onopgeleide ywer
doen baie skade. My pa het altyd gesê, daar is niks so gevaarlik soos 'n halfgeleerde ou, of 'n half opgeleide soldaat nie. Goeie bedoeling sonder kennis kan baie gevaarlik wees. Die Here sê nie verniet in sy woord in Hosea 4:6 dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daarom kies ons opleiding, toerusting, bo impulsiewe optrede. Ons kies om met wysheid elke besluit wat ons moet neem te deurdink en dit in te oefen, sodat wanneer ons outomaties moet optree, ons dan met wysheid en met insig en met kennis agter ons sal optree. Vierdens, baie ouens dink ons kan in isolasie werk. Ai broers, hier is soveel Facebook warriors en lyk dit vir my opgeleide soldate wat daarop aanspraak maak dat hulle sal nie deel word van 'n breër of 'n groep of 'n breër visie vir die land nie. Hy kyk na homself, me, myself and I, en hy sal sy vrou en sy kinders self beskerm. Nou, ek dink as jy 'n bietjie verstand het, dan sal, en jy dink 'n bietjie in terme van 'n werklikheidsscenario of 'n worst case scenario, is hierdie manne se benadering baie, baie gevaarlik. God werk deur 'n liggaam. Hy's nie 'n aannemer van 'n persoon nie. En hy werk ook nie met alleenlopers nie. 'n 3-draad koord breek nie maklik nie. Dit lees ons in Prediker 4:12. Ons beweeg saam in gesprek, in orde, in verantwoordelikheid. Ek het baie gesê en by baie vergaderings en baie openbare geleenthede het ek al dit duidelik uitgespel dat die boerelegioen wag vir 'n boereleierskap of 'n boereparlement of 'n boerekabinet of 'n raad van boereleiers om dit wat hulle in vergaderings bespreek te dokumenteer, 'n grondwet te skryf en dit as beleid uit te sit daaronder. En dit sluit in alle fasette van regering, die onderwys, minerale en energie, veiligheid en sekuriteit en defense. Daar kom 'n tyd vir oorlog en daar is 'n tyd vir vrede. En in tyd van vrede moet ons voorbereid raak, maar ons moet daarom 'n beleid hê, waar volgens organisasies soos die Boerelegioen onder opdrag kan werk. Nou my oproep vandag mag dalk vir jou na 'n profetiese oproep klink. En ek glo dit is. Want die Here het lank terug met my gepraat, en hy praat nie net met my nie, hy praat met ander mense. En as hy moet jou gepraat het vandag, behoort dit wat in jou gees leef te resoneer met dit wat ek nou vir jou gaan sê. En dis die Here se uitnodiging wat ek vir jou gee. Wat kan jy veg? Wie is jy bereid om te wees vandag? Is jy 'n mens wat wakker bly? 'n Mens wat kalm kan bly? 'n Mens wat kan leer? 'n Mens wat saam kan bou? Dan vra die Here vir jou uit Jesaja 6:8. Wie sal ek stuur? Ons het klein begin in die Boerelegioen. Die manne wat betrokke geraak het, die wat nie intussen afgeval het en weggeloop het omdat hulle nie tevrede is met die bestuur nie, of met watter rede hulle ook al het nie. Die wat ons het, is manne met hart. En hulle vat hulle huise
Met ander woorde, hulle huisgenote saam met hulle. En dan in dieselfde asem loop hulle nie sonder om 'n impak te maak in hulle gemeenskappe nie. Ons kies nie isolasie nie. Ons kies verbondenheid, want elkeen van ons is verbonde aan eerstens ons God. Ons is verbonde aan ons huise, ons huisgenote. Jy's verbonde aan jou gemeente en jy's verbonde aan jou gemeenskap. Ons kies nie wraak nie. Ons kies nie enige beplanning vir enige opstand nie. En ek herhaal, die Boerelegioen het nog nooit enige inligting oorgedra of die indruk probeer wek dat ons opstand teen enige vorm van owerheid beplan nie. Ons kies 'n verantwoordelike organisasie wat deursigtig is, 'n beweging wat saam beweeg, 'n beweging wat 'n totale gemeenskapse leierskap wil betrek. Moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is waarop ons, dis die fondasie waarop ons gebou is. Ons sê altyd, moenie 'n olifant met 'n olifant geweer skiet nie. Hou die olifant in toom met 'n windbuks. Romeine 12:21. Ons moet die kwaad oorwin deur goed te doen. Ek sluit af. Ek glo die Here sê oor Suid-Afrika vanoggend: ek laat my kerk nie los nie. Ek sal nie my kerk los nie. Maar ek roep haar om 'n stabiliserende krag te wees. Nie deur 'n geraas of deur beledigings of aanvalle van die preekstoele af nie, maar deur wysheid. Nie deur haat nie, maar deur die reg sy gang te laat gaan. Waar die kerk reg leef, kry die samelewing ruimte om asem te haal. Luister mooi wat ek sê. Waar die kerk aktief is in sy gemeenskap, daar kry die samelewing kans om asem te haal. Maak toe die oë. Onse Vader wat in die hemel is, maak ons wakker sonder om bang te wees. Moedig elke luisteraar, elke volksgenoot in sy hart aan, Here, om sonder haat deel te word van 'n voorbereidingsgemeenskap, sonder om roekeloos op te tree. Leer ons tog om ons huise, om ons gemeenskappe en ons pragtige land te dien met wysheid, dissipline en liefde. Kom gebruik u kerk in Suid-Afrika, Here, as 'n instrument van vrede. 'n Instrument wat kan bou op die beginsels van geregtigheid, soos vervat in u woord. Hier is ons Here, lei ons in Jesus se naam. Amen.